En ons nuuspersoon van die week, Liesel de Lange. Goeiemôre aan jou. Goeiemôre, Dawie. Jong, daar's altyd so lekker baie nuusstories. Ons het nou hierdie regering van nasionale eenheid wat so aan-af was en ek weet veral met die begin van die jaar met die begroting, die aan-af begroting, het so amper die regering van nasionale eenheid tot aan einde gekom, maar dit lyk my of die spulletjie mekaar nou gevind het. Die leiers het mos nou op 'n bosberaad gegaan? Ja, hulle was op 'n bosberaad en dit lyk my almal is nou weer vreeslik hand om die blaas, want al die leiers het na die tyd van die DA deur tot die Vryheidsfront Plus, die PA, die IFP, almal het na die tyd gesê hulle het mekaar gevind, hulle het baie produktiewe gesprekke gehad en dat hulle beplan om nou eenmal 'n maand te vergader. Nou ek is heeltemal seker, jy weet, daar's soveel uitdagings in die land of eenmal 'n maand heeltemal gaan werk nie, maar dis beter as een keer in 6 maande. Ja, maar ek sit my nou en wonder, jy weet, ek laat ouens 'n bietjie stout wees vir 'n oombliekie. So hierdie hoeveel is daar van hulle? Omtrent 6 of 7 van hulle. Wat kom hulle nou bymekaar, sit hulle om 'n tafel en drink hulle 'n water of hierdie mense en dan praat hulle nou oor goeders. Waaroor praat hulle, dink jy? Wel, blykbaar waar hulle nou gepraat het. Hulle het gepraat oor die ekonomie. Dit klink my daar's weer een of ander vorm van nuwe plan wat kom of nog 'n plan. Ja, wel, daar's baie beplanning. Ons het nie tekort aan hulle nie. Hulle het ook gepraat oor migrasie. Maar ons is heeltemal seker wat daar presies alles uitgekom het. Dit sal seker later meer rigbaar raak. Hulle het gepraat oor die probleme binne die polisie. Ek meen ons styer weekliks as mens kyk wat by die Madlanga kommissie in die parlement uitkom. Hulle het blykbaar nie gepraat oor 'n nasionale gesondheidsversekering nie. Wat 'n interessante een is, want ons het Dr. Aaron Motsoaledi, die minister van gesondheid, wat die heeltyd elke geleentheid wat hy kry, praat hy daaroor en die eerste stappe vir implementering en so aan. Waar John Steenhuisen byvoorbeeld van die DA het ons in die week mee gepraat juis oor die RNE vergadering en hy het toe gesê maar daar gaan kyk na die mediumtermyn begrotingsplan. Daar is geen voorsiening gemaak vir die NVG nie. So. Dan moet jy besluit wie glo ons. Daar is die geld nie. Dit is basies waarop dit neerkom. Dis so eenvoudig gesê. Maar dan wil ek nou graag gepraat oor die one day special. Dit was eers aanvanklik net so vinnig. Ek verwys nou na die MK party en die arme Des van Rooyen. Weet jy, hy was eers die weekend special en nou is hy die one night stand. Nou is hy one night stand. Lyk my die MK is besig om self uit. Maar is daar 'n struktuur in die MK party? Mens sien dis die probleem, want die leiers word nie verkies nie. Daar's nie 'n verkiesingsstelsel soos wat jy in die ANC of in die DA of so kan kry nie. Die ouens word aangewys basies. En wat nou blykbaar in die week gebeur het is John Hlophe, die omstrede oudregter, was terwyl Jacob Zuma in Burkina Faso op besoek was, het John Hlophe as onderleier allerlei veranderings gemaak in die parlement. Hy het byvoorbeeld nou vir die stomme Des aangestel en in die plek van Colleen Makubela. En toe Zuma terugkom van Burkina Faso af, toe sê hy nee, maar weet wat op die aarde gaan nie aan, en toe draai die hele spul weer om. En vandaar was Des toe nou weer vir rolweg 24 ure in 'n pos. So gepraat van kleurvolle karakters, natuurlik ons eie filmster, en dis Malusi Gigaba, ook bekend as die Smiling Suit. Ja. Hy gaan homself nou beskikbaar stel vir ondervraging nie waar nie? Ja, kyk, hy is nogal in die moeilikheid. Dit het nou gisteroggend rigbaar geraak dat die nasionale vervolgingsgesag het hom ingelig dat hy in die hof moet verskyn. Dit hou verband met die aankoop van lokomotiewe destyds by Transnet toe hy die minister van openbare ondernemings was. En as jy reg onthou, kyk, dit is moeilik om kop te hou met al die verslaan kommissies, maar in die Zondo-kommissie destyds is daar baie pertinent gesê dat hy 'n sleutelrol gespeel het rondom probleme by Transnet sowel as Denel, voordat hy en Lynn Brown ministers van openbare ondernemings was Denel winsgewend. Nou ons almal weet ongelukkig Denel is in 'n redelike toestand nou. So hulle het eintlik maar lyk my Denel gebreek aldus Zondo. En nou wag ons om te kyk wat gebeur. En natuurlik ook die ander ding is daar is 'n paar keer genoem dat hy was eintlik baie na aan die Gupta broers. Soveel dae, soveel dinge. Dankie dat jy vanoggend weer 'n keer by ons het draai gemaak en baie dankie aan ons politieke leiers wat altyd sorg dat daar 'n absolute onuitputlike bron van vermaak na ons rand toe kom.